Ek weet verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Ek wil u groet met die volgende woorde, en in hierdie woorde lê daar ook groot sekerheid. In hierdie 3 woorde lê daar groot sekerheid. Ek groet u in die naam van God wat jou gemaak het. Is jy seker? Ek groet jou in die naam van Jesus wat jou gered het. En ek groet jou in die naam van die Gees van God wat jou gevul het, sodat jy kan weet dat jy 'n kind van God is. Kom ons bid saam. Here, ons wil vanoggend by mekaar wees in u naam. En ons wil vanoggend uit ons hart uitkom sê, ons is seker dat ons enkel en alleen uit genade gered is. Dat ons onsself nie gered het nie, maar dat hierdie redding 'n gawe is, 'n geskenk wat u vir ons gee. Ons wil vir u Jesus kom dankie sê, dat ons seker is, dat u gebore is, dat u geleef het op aarde, dat u gesterf het, en dat u opgestaan het, en aan die regterhand van God sit. Dit gee ons sekerheid. En daarom glo ons ook, dat ons ook eendag gaan opstaan, en ons is seker, dat ons altyd by u sal wees. Gees van God, u wat die trooster genoem word, u wat die een is wat sekerheid vir ons gee, wanneer ons twyfel, en wanneer ons na ons lewens kyk en wonder, maar kan ek my werklik nog self 'n kind van God noem? Dan kom u Gees van God, en u getuig saam met ons gees, dat ons wel kinders van u is. Ons kom vanoggend as 'n gemeente om in te tree vir die mense in hierdie wêreld. Here, daar is soveel mense wat doelloos, planloos, sinloos in hierdie wêreld ronddobber. Daar is geen sekerheid nie. Here, daar is mense wat sekerheid soek in die verkeerde goed en dit nooit vind nie. En daarom dank ons u vanoggend vir u woord. Want in u woord gee u vir ons die sekerheid wat ons nodig het. Kom dan nou en praat met ons deur u woord in Jesus se naam. Amen. Die tema van hierdie hele preek is so positief, sou ek sê, en ek wil hê jy moet elke woord hoor. Ek wil juist vanoggend stadig praat. En so 'n trend soos die ouetjie wat vir sy ma daar van die weermag geskryf het, ma, pa, jy sal sien ek skryf hierdie brief stadig want ek weet pa kan nie vinnig lees nie. Nou ek wil ook vanoggend stadig praat. Ek weet dat ek 'n kind
van God is. Ek weet. Ek vra nie of jy voel nie. Baie keer voel ek nie 'n kind van God. Miskien sê jy ek is nie seker nie omdat as ek na my lewe kyk kan ek nie glo dat ek 'n kind van God kan wees nie. Baie van die mense probeer hulle bes om 'n kind van God te wees. Ek bedoel, as my seentjie of my dogtertjie hulle hele lewe lank gaan probeer om my kind te wees, gaan ons nooit of gaan sy nooit sekerheid hê nie. Daar's ander mense wat nie sekerheid het nie, want hulle kyk na ander mense wat sê hulle is kinders van die Here, maar hierdie mense leef so dat hulle sê as hulle kinders van die Here is, dan wil ek nie een wees nie. As mense wat dit sê. Ek wil nie kerk toe gaan nie. Want die kerkmense is dwepers. Ek wil jou vra. Wat is daar in jou lewe wat jou verhinder om seker te wees? In hierdie oomblik. Wat is die een groot ding wat vir jou sê, maar ek weet nie. Ek voel nie. Hoe kan ek 'n kind van die Here wees? En dis al hierdie vrae wat twyfel bring. En jy weet, twyfel is een van die grootste gevare in 'n mens se lewe, want dan weet jy nie waar jy nou op pad is nie. Jy twyfel eintlik later in alles, jy twyfel selfs aan jouself. Daar's eintlik net een regte antwoord. En ek gaan vanoggend vir hierdie antwoord gee. Dit is in verskillende dele ingedeel, maar dis die enigste antwoord. As geen ander antwoord nie. Niks. Net een antwoord. Dis die regte antwoord. Ek het baie keer vir mense gesê, hoor hierso, ja, maar dit is so naaste by ongeveer reg. Nee, dis reg of verkeerd. Toe ek onderwyser was, die vraag wat nie reg geantwoord is verkeerd. Ja meneer, maar ek het eintlik dit bedoel. Nee, hy's verkeerd. Klaar. Reg of verkeerd. Die eerste antwoord om te weet ek se kind van die Here is dat ek moet geloof in Jesus Christus hê. Ek moet glo in Jesus. Ek glo nie aan Jesus nie. Ek glo in Jesus. Want ek glo aan Mohammed en ek glo aan ou Paul Creer wat lank gelede geleef het. Maar hy het niks gedoen om my lewe nie. Hy het nie 'n invloed op my lewe gehad nie. Maar ek glo in Jesus, want in hom lê my sekerheid. Nie in 'n politieke figuur nie, nie in 'n geskiedkundige figuur nie, maar in Jesus Christus. Hoekom? Die Bybel sê dit baie duidelik. Dis deur geloof in Jesus. Hoor mooi, nee, mooi hoor. Dit is geloof in Jesus wat my laat ontdek dat ek 'n kind van God is. Daarom 'n mens word nie 'n kind van God nie. Jy is 'n kind van God, maar jy moet dit ontdek. Is dit regtig so? Dis soos 'n man en 'n vrou wat 'n hele lewe lank getroud is, maar hulle weet nie of hulle mekaar regtig liefhet nie. Totdat hulle dit ontdek. Ek is lief. Ek dink nie jy trou met 'n man of 'n vrou om op haar verlief te word nie. Ek is lief vir jou. Ek het dit ontdek. En as ons vra hierdie ontdekking maak dit ons lewenslank getroud. Johannes 6 vers 47 is eintlik ons tekswoord vanoggend. Johannes 6 vers 47. Dit sê, dis Jesus se woorde. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Jy sien, jy moenie werk, jy moenie iets doen nie, jy moenie kerk toe gaan nie, jy moenie jou Bybel lees of bid nie. Al die goed is belangrik. Maar as net een ding wat jy moet weet. Dit verseker ek julle, wie in my glo, kry nie die ewige lewe nie, sal nie die ewige, nee, het. Jy het die ewige lewe. Glo jy vanoggend in Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker?
dan sê Jesus vir jou, jy het die ewige lewe. Jy's 'n kind van hom. Jy gaan erf by hom. En die erfdeel wat God jou gee is die ewige lewe. Nommer 1. Johannes 1 vers 12 sê, almal wat Jesus Christus aangeneem het, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Almal wat Jesus aangeneem het. Ek het hom aanvaar in my lewe. Ek het gesê, U is die koning in my lewe. U is my redder. God sê, Jy's 'n kind van God. Jy is 'n kind van God. Jy word dit nie, jy is dit. En dan as 'n mens in Jesus glo, dan glo jy ook dit wat hy gedoen het. Dat hy aarde toe gekom het om een ding te kom doen. Een ding te kom doen, om jou te red. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Daar's net, hoor mooi, daar's net een wat jou kan red. Sy naam is Jesus. Nie 'n goeie lewe nie, nie 'n kerk nie, nie 'n dominee nie pa of ma nie. Jy kan net op een manier gered word. En dis deur Jesus. Sy naam is ook redder. Jesus beteken redder, verlosser. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Die tweede belangrik is, omdat die Here weet en omdat Jesus geweet het, ons as mens is geneig om te twyfel. Ek glo maar ek glo nie regtig nie. Ek weet maar ek weet nie regtig nie. Ek hoop maar ek hoop nie regtig nie. En daarvoor het Jesus die Heilige Gees gestuur. Die Heilige Gees is hier om vir jou te bevestig dat jy 'n kind van God is. Hier staan dit. Romeine 8 vers 16. Die Gees, Heilige Gees self getuig met ons gees dat ons kinders van God is. So as ander mense vir jou sê, hoe kan jy 'n kind van die Here wees? Jy het nou gevloek of jy het nou dit verkeerd gedoen of jy dat verkeerd gedoen, dit verkeerd gedoen. Oukies, dit wat jy verkeerd doen is verkeerd. Ek wil water drink voor ek nou gaan sê wat ek nou sê, want daar is net een sonde wat jou uit die hemel kan hou. Net een. Dat jy nie glo in Jesus Christus nie. Al die ander sondes het Jesus aan die kruis vir ons vergewe. Daar's een sonde, die sonde teen die Heilige Gees, wat jou nie vergewe sal word nie. En die enigste boodskap van die Heilige Gees is, Jesus is die enigste verlosser en saligmaker. As jy dit nie aanvaar nie, as jy dit nie glo nie, en jy sterf, dan sterf jy met die sonde waarvoor Jesus nie gesterf het nie. Dit is verlore. En ek glo nie, daar's een van julle wat hier sit, wat die Heilige Gees gesondig het. Jy glo in Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker. Ja, as jy verkeerde goed doen, as jy lieg en jy steel en jy doen nie goed, weet jy wat gebeur? Daai sondes is vergewe. Maar die konsekwensies van daai sonde gaan jy dra. Die res van jou lewe. As jy iemand doodgeskiet het, doodskiet is vergewe. As jy sê vir Jesus, jammer, dan word dit jou vergewe, maar daai doodskiet gaan jy die res van jou lewe moet self dra. Ons noem dit die konsekwensies van sonde. Maar daai sonde kan jy nie uit die hemel uithou nie. Daai sonde gaan jou getuienis kos. Daai sonde gaan jou hele lewe lank treiter. Ek het iemand doodgemaak. Ek het geld gesteel en niemand weet daarvan nie. Een sonde wat jy die hemel hou. En dit is dat jy nie in Jesus glo nie. En daarom die Gees van God getuig hier binnekant. En gee vir jou innerlike sekerheid. Moenie kyk na jou lewe nie, kyk na die lewe van Jesus wat hy vir jou gedoen het en glo dit. En wat gebeur dan? Dan begin jy te getuig van Jesus. Julle sal my getuies wees vir Jesus in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Petrus staan voor die Sanhedrin en hy sê ek kan nie swyg
oor Jesus Christus nie. Jy sien oukies, 'n kind van God kan nie swyg oor Jesus nie. 'n kind van God kan nie stil bly nie. Want Jesus is my redder. Hy is die verskil tussen lewe en dood. Hy is die verskil tussen hemel en hel. Sê of my vra, glo in Jesus? Ek weet nie. Wat beteken Jesus vir jou? Niks. Nou, 'n kind van God is dit nie moontlik nie. As jy 'n goeie verhouding met jou pa het, of 'n goeie verhouding met jou ma, en hulle sê, is dit jou pa? Dan sê jy, dis my pa. Dis my ma. Hoekom? Want ek het 'n liefdesverhouding met die persoon. En 'n kind van God getuig van Jesus. Hy praat oor Jesus. Hy raak opgewonde oor Jesus. Hy dweep nie oor Jesus nie. Maar Jesus is alles in sy lewe. Oukies, dis al ongelooflik dat iemand in jou plek sterf. Jesus het in jou plek gesterf. Jy moes by daai gal gestaan het of voor daai vuurpellet nog gestaan het en Jesus het jou weggeskuif en hy gaan staan en het hom geskiet in jou plek. Gaan jy van hom swyg? Of gaan jy vir almal vertel? Hy het in my plek gesterf sodat ek kan lewe. Hy het in my plek gesterf. Ek het hom nie gevra nie. Ek het hom nie gesmeek nie. Terwyl ek daar gestaan het, was die laaste oomblik, het hy voor my kom instaan en het in my plek gesterf en ek lewe nou. Want hy het dit vir my veroorsaak. Hy het dit vir my gebring. Staar. As 'n mens seker is jy's 'n kind van die Here, omdat jy glo in Here Jesus Christus, en omdat die Heilige Gees dit die binnekant vir jou seker maak, dis soos 'n ego, jy is 'n kind van God. Jy is 'n kind van God. Jy is 'n kind van God. As my seentjie my pa my vra, of ek vra my pa, is jy regtig my pa? My pa sê, ja, jy is my kind. Jy is my kind. En die ma kom sê, dit is jou pa. Jy sien, Heilige Gees. Ek weet dit dan. Maar as my pa en my ma sê, ons weet nie. Verstaan jy? Hier het ons sekerheid. En dan, as 'n mens 'n kind van God is, word jy gedring deur 'n begeerte om, luister, te doen wat God doen. Jy het 'n begeerte om te doen wat Jesus doen. Jy sien, 'n kind van God se begeertes verander. Jy begin lief hê wat God liefhet en jy haat dit wat God haat. Jy sien nou, toe jy nie 'n kind van God, of toe jy nie ontdek jy's 'n kind van God nie, het jy gedoen wat jy wil, en nee. Nou vra jy in elke situasie, wat sou Jesus gedoen het? Ek wil doen wat Jesus doen. Ek wil doen wat God doen. Ek het 'n nuwe begeerte. En dis juist hierdie nuwe begeerte wat my lewe verander. Ek verander nie my lewe nie. My lewe verander omdat die begeerte wat ek het om te doen wat Jesus doen, of wat God doen, verander my lewe al meer en meer om te lyk soos Jesus. Daardie begeerte. Ek begin lief hê wat God liefhet en ek haat wat God haat. In Johannes 3 vers 9 sê, om 'n mens se oorspronklike kunskap in God te ontdek, is om ware vryheid van sonde te ontdek. As jy ontdek dat Jesus jou verlosser is, dan ontdek jy ook dat jy nie meer sonde wil doen nie. Sien vir lekker nie. Ek onthou toe ek ontdek het ek is 'n kind van God en ek was al 'n groot persoon en ek stap in dieselfde plekke waar ek voorheen was. En ek doen dieselfde of wil gaan na die plekke of doen wat ek wil nie meer nie. My vriende sê, "Wat het met jou gebeur?" Wat het niks. Ek wil nie meer verkeerde dinge doen nie, want ek is lief vir wat Jesus vir my gedoen het. En daarom het jy nou 'n vryheid. Hoor nou mooi. Jesus gee jou nou die vryheid om nie meer te sondig nie. As jy nie 'n kind van God is nie, is jy 'n slaaf van sonde. Jy wil sonde doen. Jy wil die verkeerde goed doen. Maar as jy 'n kind van God is, wil ek nie sonde doen nie. Ek het liewe begeerte. Ek wil nie meer die verkeerde goed doen nie. Maar jy sien, ek en jy dra nou die saad van God in ons. Jy weet, die saad van God is so, die saad van 'n man
plant eintlik die geslag voort. Sien hoor, 'n man belangriker as 'n vrou is nie. Dis 'n biologiese feit. 'n Biologiese feit is dat die saad van 'n man en die eiertjie van 'n vrou bring 'n nuwe kind in die wêreld. Maar omdat dit die saad van die man is, word die geslag voortgesit deur die manlike saad. Dis deur die hele geskiedenis so, dis deur die hele wêreld so. Daarom het ek en jy die van ons pa gewoonlik. Omdat die saad van die man, dit staan so, God die Vader se saad is nou in ons. En ons het nou God se naam. Ons het God se naam. Ons het Jesus se naam. Want ons dra sy saad in ons. En dan word ek gedring deur die liefde van Christus. 2 Korintiërs 5 vers 14. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterf het. Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en die dood opgewek het. Sien julle, hier binne ons word nie gedring deur ons wil nie, ons word nie gedring deur 'n klomp wette en deur godsdiens en deur regulasies nie. Daar's een ding wat my nou dring, die liefde van Christus. Waarom doen ek dit? Ek word nie gedwing nie, hoor mooi, ek word gedring van binne af. Ek word gedring deur die liefde van Jesus. En daarom is ons geestelike familie van God. 1 Johannes 3:14. Ons weet dat ons van die dood na die lewe oorgegaan het, want ons is lief vir mekaar. En daarom het Jesus gesê, hoe sal die mense weet? Hoe sal die mense weet dat julle my disippels is? Hoe sal die mense weet dat julle kinders van God is? Hoe sal die mense weet? Ek is 'n kerklidmaat. Dis 'n verkeerde antwoord. Ek's 'n goeie mens. Dis 'n verkeerde antwoord. Ek lees my Bybel. Verkeerde antwoord. Hoe sal hulle weet dat julle my volgeling is? Dat daar liefde onder mekaar is. Jy sien, liefde is die kenmerk van 'n kind van God. Mense wat lief het, is kinders van God. Mense wat nie lief is nie, mense wat haat, mense wat ander mense as jy nie lief het nie, is dit teken dat jy nie 'n kind van God is nie. En hierdie liefde praat ek van God se liefde. Onthou, God is liefde. So God se liefde woon nou in my. En met God se liefde het ek ander mense lief. Ek is lief partykeer vir mense wat ek nie van hou nie. Hou julle van almal? Ek hou nie van almal nie. Maar ek is lief vir almal. Dink jy Jesus het die Fariseërs lief gehad? Hy het hulle genoem, julle is adders. Julle slange. Maar hy het aan die kruis uitgeroep, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Verstaan jy? God se liefde. God se liefde is groter as ek hou nie van jou nie. God se liefde is groter as ek wil niks met jou doen nie. God se liefde is groter as dit. Daarom staan daar. En ons eindig met die laaste. Dis so belangrik. 'n Kind van God word gedissiplineer deur God. Dat's dissipline. Dat's dissipline. Net soos 'n goeie vader, Spreuke sê, vaders, julle moet julle kinders die tug nie ontsê nie. 'n Vader en 'n moeder wat hulle kind liefhet, tug hulle, slaan hulle nie, skop hulle nie, vloek hulle nie, tug hulle. Sê vir hulle, dis die verkeerde pad. Dis die regte pad. En as jy dit nie gaan doen nie, gaan ek seker goed van jou ontneem. Ek gaan seker goed van jou wegvat en jy moet weet, ek gaan nie toelaat dat jy langer op hierdie pad bly nie, want hierdie pad is die verkeerde pad. En daarom is God daar en hy tug die wat hy liefhet. Hebreërs 12 vers 6. Die Here dissiplineer die een wat hy liefhet en hy tugtig almal wat hy as kind aanvaar het. Baie mense sê, ek's 'n kind van God, maar hoekom gebeur hierdie goed met my? Ek's 'n kind van God, maar hoekom? Baie keer is hier goed wat met ons gebeur, soms 'n tugtiging. Die Nederlandse woord vir tug is 'n trekken. Dit beteken ek doen dit om my kind nader aan my te trek. Hoekom praat ek met my kind? Nie om weg te stoot nie. As jy jou kind vloek, ja, as jy hom skop, as jy hom slaan, as jy hom wegjaag, maar trekken, tug beteken ek wil jou trek na my toe. Ek wil jou trek na die regte pad toe.
Ek wil jou trek na Jesus toe. En daarom is dissipline in 'n kind van God se lewe so belangrik. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader op ons gelê het, dat ons kinders van God genoem moet word. En dit is wat ons is. Ek gaan dit herhaal. Kyk wat 'n groot liefde die Vader op ons gelê het, dat ons kinders van God genoem word. En ons is dit. Kan ek eindig waar ek begin het? Wat maak jou seker dat jy 'n kind van God is? Wat maak jou seker dat jy 'n kind van God is? Die Bybel sê, omdat jy glo. Dat jy glo in die Here Jesus. Dat Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. Dat hierdie Jesus God, het die Gees van God vir jou gegee om te sê, moenie twyfel nie. Ek weet jy het geval, ek weet jy het gestruikel, maar staan op. Jy is 'n kind van God. Jy kan regmaak. God se Gees gee in jou 'n nuwe drang. 'n Drang om te doen wat hy doen. Om die regte goed te doen. Jesus het sy liefde in jou hart ingestort sodat jy nou wil doen aan ander liefde. Want liefde is die kenmerk van kindskap van God. Maar jy gaan ook op hierdie pad gedissiplineer word om op die regte pad te bly. En wees dankbaar daaroor dat God met jou praat. Dankbaar dat 'n predikant deur 'n boodskap jou kom aanmoedig of vir jou sê, pas op. Meneer, jy wat daai ding doen of dit en dit, onthou net, dit gaan jou seermaak. Dit gaan jou lewe verwoes. Dit gaan jou lewe verongeluk. En ek sê dit deur die Gees van God, omdat God nie wil hê dat jy die pad moet buister raak nie. Kom ons sê almal vanoggend dieselfde woorde saam. Ek weet verseker dat Jesus leef. Ek is seker dat ek 'n kind van God is uit genade gered. Amen. Dankie Here dat U vanoggend gekom het om vir ons sekerheid te gee. Nie onsekerheid nie. Dat nie een van ons kan uitstap en sê ek weet nie. Maar dat ek die liedjie kan sing, ek weet verseker dat Jesus leef en dat ek as kind van God saam met hom kan leef. Amen. Ek stuur jou huis toe. Jy is kind van God. Leef as 'n kind van God. Maak God sigbaar en God is met jou nou en vir altyd.